Goeiemôre, good Môre. morning. Dankie dat julle nog 'n koue wintersoggend saam met ons kom spandeer. Inderdaad, baie welkom by ons. Baie lekker hè. Ons het nou alles hierso, sportnuus en ek. En moeilikheid maak. Dis nou jy. Ons hou Dis jou jou afdeling. Okay, maar luister, aangesien ek nou net voel ek is die moeilikheidmaker, Ag, kan ek vandag die line-up met ons mense deel. seker, Els? asseblief. Dankie. Ja. Annie, alright. Nou right. Spits ons ore. Vandag in goeiemôre. Kyk ons na 'n belangrike hofuitspraak oor wanneer konflik na egskeiding wel as gesinsgeweld beskou word. Ons gesels ook met twee van Suid-Afrika se top hardloop atlete oor hulle sukses by die wêreldkampioenskappe, hoor van 'n besonderse Mandela Dag ete wat geskiedenis en kos saambring, en dan is Christian Baartman ook hier met sy nuwe enkelsnit Zaan skiet sy droombok. Hoe lekker is dit? Daar's sy. Sy droombok. Zaan skiet sy droombok, kan nie wag om agter die kap van die bou te kom met daai. Ek self. Ja. Wel voordat ons daarby kan uitkom, het ek nou eers 'n baie ernstige storie wat eintlik nie lekker is om te deel nie, maar ek voel dit is belangrik om hierdie bewusmaking te skep. So, die afgelope Saterdagoggend kort voor 11:00 is die private sekuriteitsmaatskappy Reaction Unit South Africa of terwyl RUSA deur 'n hartverskeurende noodoproep geruk. 'n Inwoner van Birdhaven in KwaZulu-Natal wat verkies om anoniem te bly, het in trane van 'n gruisame toneel op die R102 tussen Verulam en Ottawa vertel. Volgens die vrou het sy gesien hoe die insittendes van 'n bewegende voertuig wat teen 'n hoë spoed suidwaarts gejaag het, talle katte by die voertuig se vensters uitgooi. Sy was so geskok deur wat sy aanskou het dat sy blykbaar nie die besonderhede van die voertuig of die mense daarin kon onthou nie. Nou RUSA beamptes wat na die toneel gehaas het op 2 dooie katjies wat sowat 400 meter uitmekaar in die pad gelê het afgekom. Die hoof van RUSA het die voorval bevestig en ook gesê dat sy span tans die omgewing vir enige ander katjies wat dalk beseer is en dringend mediese hulp nodig het, fynkamp. En daar is ook 'n ernstige beroep gedoen op die publiek om te vra dat enige iemand met enige inligting wat kan help om hierdie skuldiges vas te trek, hom dan nou direk by 072 170 6100 kontak. Die span sal voortgaan om die gebied te patrolleer in die hoop op geregtigheid vir hierdie diertjies. Ek is baie jammer, maar dit maak nie vir my sin dat mense so iets kan doen nie. Ek spreek myself nou baie sterk uit, maar dit was vir my ontstellend geweest om hierdie storie te lees. En dit is jammer dat die persoon wat, jy weet, op hierdie toneel nou beleef het, nie die besonderhede kon onthou nie, maar ek kan nie dink dat enige mens so iets aan 'n dier kan doen nie. Ek dink die eerste ding wat mens moet sê is, as iemand so iets sien, gryp net jou selfoon en neem foto's. Dis die maklikste ding om te doen. Selfs al is jy geskok, probeer kop hou, want dis die beginpunt hoe mens sulke goeters stop. Tweedens, hoe jy so iets doen, verstaan ek glad nie. Dit gaan my te bowe. Mens ril as jy sulke stories hoor. Eerlikwaar. Ja, kyk, hierdie is 'n tipiese storie wat almal van ons warm onder die kraag maak. Ja. Want dit is regtig nou iets, dieremishandeling, mensemishandeling, enige mishandeling van enige vorm. Ek dink dit staan niemand aan nie. So ja, asseblief, ek hoop die mense hou hulle oë oop en hulle ore oop. Iewers gaan daar dalk 'n ou geselsie ook uitkom wat mense dalk sê, ons het dit gedoen of dat gedoen. Ja. Wees skerp en meld dit aan. En ek wil wel sê, wanneer jy mens kyk na die reaksie op sosiale media, gee dit my redelik hoop om hierdie storie dalk dan nou wel die positiewe lig daarin te sien is, om te sien hoe die mense almal, die meeste Suid-Afrikaners voel dat hierdie mense wat dit gedoen het, swaar gestraf moet word en is teen dit gekant. Ja. Niemand dink dit is snaaks nie. So ek hoop hulle word vasgetrek. Dit is net jammer en veral ook nou as hulle weet daar word na hulle gesoek. Ja. Dink ek gaan hulle nog meer wegkruip. So Laaste puntjie vinnig, visuele polisieering is nog 'n ding. As daar meer polisie is wat hulle werk ordentlik doen, dan is daar minder kans vir hierdie soort van ding. En dan die laaste ding, my laaste 5 sent in die stywerbeurs, is wat is die straf vir hierdie soort van ding as iemand skuldig bevind word daarvoor, en moet dit erger gemaak word sodat mense 7 keer dink voordat hulle iets so 100% onmenslik doen. ek wou gesê het, ek dink wetgewing rakende dieremishandeling in ons land kan gerus so 'n bietjie strenger wees. Ek stem. Kom gesels met ons sal graag 'n bietjie in diepte gesprek daaroor wil voer. Ja. Nou ja, ek het vir julle nog 'n storie en hierdie keer het die vere gewaai. Oor ietsie heeltemal anderste. Nadat 'n vrou maandag aanlyn gekla het dat
omgewingsgesondheidsinspekteurs van die Kaapstad Metro 'n kennisgewing aan haar uitgereik het omdat sy wilde voëls by haar woning in Durban wil gevoer het. Die vrou beweer die inspekteurs het in Junie by haar opgedaag nadat 'n kwaadwillige buurman in aanhalingstekens gekla het. Die kennisgewing lui dat sy artikel 28 van die verordening oor diereaanhouding oortree het. Volgens hierdie reël mag niemand wilde diere doelbewus voer nie, behalwe as jy nou natuurlik 'n voëlvoerbak gebruik. Om kos direk op die grond te strooi is blykbaar taboe. Brett Herron van die Good Party het die voorval as oorregulering beskryf. Hy meen dit is 'n voorbeeld van kruipende Autoritaire. Ja, dis my woordjie vir die dag, julle. Autoritaire. So vroeg in die oggend, my koffie het nog nie ingeskop nie, maar hy het gesê dis te veel kan nie my woord vandag nie. Autoriteit. Daar sê. Dis die woordjie, né? Daar sê. Autoriteit, autoritisme. Daar sê. Want hier staan nou tot in 'n private agterplaas wil regeer. Ek het julle gesê ek se moeilikheid maak hier vanmôre. Volgens Herren het 'n gesonde demokrasie burgers wat vry is om voëls te voer sonder 'n toestemmingsbrief van die metro. Nou ja, die metro se Francine Higem sê egter die herrie is 'n poging om waninligting te versprei. Sy verduidelik dat die inspeksie gewys het dat die toestande op die perseel onhygiënies was. Daar's op glo dosyne voëls binne en buite die huis, saam met baie katte en konyne aangehou. Die oormaat voëlsaad op die grond het knaagdiere gelok, wat natuurlik ook 'n gesondheidsrisiko vir die bure inhou. Higem benadruk dat die metro nie voëlvoerbakke verbied nie, maar dat hulle moet optree wanneer 'n situasie ongediertes lok. Sy sê dat dit die 4de sodanige kennisgewing in 5 jaar is en dat amptenare bloot hulle werk doen om openbare veiligheid te verseker. En vandag is my woordjie Autoritaire. Autoritair, ja, maar is tarisme. Tarisme. Dis tarisme. Daar is hy, dankie. Ek wil net baie dankie aan ons teksskrywers wat vanmôre vir my Ja, wat so mooi vir Dis jou jou geskryf het. Maar nou interessant genoeg, sy het met ander woorde saad op na agterplaas gegaan. Ja. Maar duidelik lyk dit vir my lok dit toe nou al hierdie ongewenste ander gediertetjies en goeters. En die bure, party mense sal sê ja, hoekom mag ek dit nie doen nie, maar het jy al gesien hoe lyk party mense se agterplaas en goeters. Dit lyk maar 'n bietjie onversorgd en is net 'n hoop rubbish. Die vraag is as dit ware, as dit jou buurvrou was, hoe sou jy gevoel het? Want ewe skielik is dit nie meer higiënies nie. Ek meen die metro sou nie gaan optree het as dit nie skoon was nie. En dis deel van die probleem, nie waar nie. My vraag is, wat gaan aan met die mense? Oor wat? Oor dat hulle kla of oor dat hulle diertjies Nee, om so op te tree, net so vreemd op te tree teenoor diere. Konyne, katte wat in die huis aangehou word, dis net dit mekaar speel, ek weet nie. Ek weet nie meer. Ons het vir jou kom Kan jy vir kry. my nog 'n koppie koffie Ek gaan vir jou nog 'n koffie Asof jy nou een gaan maak? Liewer dalk. Ek gaan vir jou 'n koffietjie maak dat jy autoritair voel. Okay. Ja, sê ja. Een van daai. Dis my woordjie vir die dag. Ek is so bly. Maar ek gaan nou my autoritaire stempel neerdruk. En Sê ek hom, gaan sê Pieter. bly jy waar jy is, want ons is nou weer terug autoritair. Dis goeiemôre, good morning, hartlike goeiedag. Egskeidings is selde maklik en emosies loop dikwels hoog. Maar wanneer word 'n bitter geskil tussen voormalige eggenote werklik gesinsgeweld in die oë van die wet? 'n Onlangse uitspraak van die Hooggeregshof in Johannesburg het belangrike riglyne hieroor uiteengesit en beklemtoon dat nie alle konflik of emosionele konfrontasie noodwendig aan die vereistes van die wet op gesinsgeweld voldoen nie. Om dit vir ons uiteen te sit en beter te verduidelik, gesels ons vanoggend met die prokureur Shando Tron. Shando, baie welkom terug hier by ons. Welkom, dankie dat ek hier kan wees. Baie dankie dat jy my ook welkom hier toe. Ja, en my woord vir die dag is autoritisme. Daar sy. Ja, Weet so- jy wat? Ja, Goed, ek wil vir jou vra, waarom het die Hooggeregshof bevind dat die Landdroshof 'n fout gemaak het in hierdie opsig met die tussentydse beskermingsbevel en dit toe te staan? man, die wet op gesinsgeweld is daar om mense te beskerm. En baie keer as 'n verhouding verbrokkel, Ja. dan loop emosies hoog
En dan is daar dade van gesinsgeweld. En as ons dink aan dade van gesinsgeweld, dan dink ons aan geweld, ons dink aan bullying en ons dink aan cyberbullying en die uitbreidings in die wet het die definisies in die wet het regtig uitgebrei om na nuwe sake of in nuwe gevalle van gesinsgeweld binne in die wet te bring. Soos byvoorbeeld wat baie vandag gebeur is mense in 'n intieme verhouding betrokke was of selfs getroud was, dan het hulle private of intieme foto's van mekaar en dan sê die een persoon wel, tensy jy terugkom na my, toe gaan ek hierdie na jou werkskollegas stuur of ek gaan hierdie rond versprei ensovoorts, jy weet daardie tipe dreigemente. Sure. En dis daadwerklik. So die wet het baie uitgebrei. Maar wat ons nou vind is dat deesdae en hulle sê nie wat se magistraatshof hierdie saak hierdie interimbevel gegee het nie. Maar ek dink ek weet goed wat se magistraathof is. As ek if I was a gambling man, dan sou ek op 'n sekere hof gesê dat dis daardie hof en uit daardie hof kom hulle baie snaakse uitsprake. Nou hierdie saak is 'n man en vrou is besig om te skei. Ja. Sy het haar kar wat aan haar behoort, saam met die polisie, saam met die nodige dokumente by sy werk kom optel terwyl hy nie daar is nie. Hy hardloop die hof toe en sê vir die hof maar hy is emosioneel gekrenk en hy het emosionele skade gelei en daar het die hof toe 'n interim bevel. En die Hooggeregshof het na gekyk en gesê en daar's ernstige regsgevolge. As jy sommer 'n interim bevel, reik hulle lasbrief uit. So ek het al sake gehad waar hulle gesê het jy mag nie hierdie persoon kontak nie en dan stuur die man vir die vrou 'n teksboodskap, hoe laat moet ek die kinders optel en dan word hy gearresteer daarvoor omdat hy nou met die vrou kontak gemaak het. So daar's ernstige regsgevolge. En hierdie hof toe die Hooggeregshof die vrou het toe op appel gevat en die Hooggeregshof het nou gekyk en gesê maar luister hierso, daar's geen bewyse dat jy emosionele skade gelei het nie. Daar's geen bewyse dat jy daadwerklik vrees vir enige iets nie. Ja, dis dalk ongemaklik en dis dalk bietjie in jou in die verleentheid geplaas dat jou vrou haar kar by jou werk kom optel het, maar jy was eers daar gewees nie. So hoe kan jy nou sê dat jy nou emosionele skade gelei het en daar's geen bewyse gelewer nie. Die hof het redelik hard neergekom op daardie magistraat wat daardie bevel gegee het. Goed, so waarom was dit belangrik om te appeleer? Belangrik om te appeleer omdat die hof mis na bevel toegestaan het nie. As jy kyk na die feite, daar's geen feite grondslag gelê waarom hierdie persoon so emosioneel gekrenk is nie. Daar's geen bewyse van 'n patroon van emosionele skade nie. Daar's geen bewyse dat hierdie persoon nou as hy die ander persoon sien, gaan hy sielkundige hulp nodig hê nie. En soos die hof gesê het, en ek gaan nou in Engels direk of I'm going to just say in English, die hof het gesê, the act has been stretched way beyond what it was meant to. Om te sê, ek het nou 'n kar wat aan my behoort by jou werk kom optel terwyl jy nie daar was nie. En nou is jy sielkundige skade en dan moet nou 'n interim bevel teen jou toegestaan word. Ek weet nie, ek kan seker nie die woord gebruik op televisie nie, maar dit moes nie gebeur het nie. Dit maak die wet nie regtig lagwekkend. So wat is die belangrikste les wat uit hierdie uitspraak geleer kan word? Ek dink die belangrikste les wat deur die uitspraak geleer kan word, as jy ongelukkig is met 'n interim bevel wat teen jou toegestaan is en daar word baie interim bevele toegestaan wat nie toegestaan moes word nie, appeleer dit. Ek dink baie keer in die magistraatshowe is die howe so oorwerk, die werkslading op hulle is soveel. Hulle het baie keer nie tyd om daadwerklik in 'n saak in te gaan nie. En hulle sien dat die mense is besig om te skei, hierdie persoon is bang of dit is so en daai en dan staan die bevel ek dink baie keer te maklik toe en daar's weer ander tye wat hulle regtig bevele moet toestaan wat hulle nie toestaan nie. Maar as jy nie ongelukkig is nie, appeleer en as jy die appel wen, is daar gewoonlik 'n kostebevel in jou favor vir jou gegee teen die ander kant. Goed, so die regstelsel. Ek bedoel, na aanleiding van dit wat jy nou vir my sê, klink dit asof daar dan in hierdie opsig so 'n bietjie van 'n wanbalans is. Hoe gaan dit herstel word? Want ek bedoel, jy sê net dat dit nie noodwendig toegestaan moet word nie, maar wat is die oplossing in die verband? Kyk, die oplossing in die verband is dat die reg moet konservatief wees. Jy weet, en die reg moet stadig, die regsbank moet stadig verander. Dit moet soos hulle in Engels sê, the backstop of society wees. Jy kan nie vir elke nuwe dingetjie verander nie. En daar die definisies van ons, die wet op gesinsgeweld het verskriklik baie uitgebrei oor die laaste paar jaar, omdat so baie nuwe dinge is wat saam met die internet kom, wat saam met intimidasie kom, wat saam met situasies wat nie voorheen was nie, wat jy jou selfoon kan gebruik om iemand te agtervolg en dan sê, hey, ek het geweet waar jy is, kyk wat draai jou dogtertjie, al daai goed het nie voorheen bestaan nie. So die wet het verskriklik baie uitgebrei en ek dink die hof
soos hulle in Engels sê, they're struggling to catch up. Maar dit sal regstel, dit sal regkom en ek dink hulle moet teruggaan na die ou beginsels toe van ons soek 'n patroon van geweld. As ek en jy in 'n verhouding is, in die verhouding verbrokkel, gaan ons mekaar goed sê wat gesê is om seer te maak, gesê is om jou te krenk want ons is nou regtig kwaad en of die vertroue is gebreek. Maar dit is nie 'n daad van gesinsgeweld en dis 'n normale verbrokkeling van 'n verhouding. Maar as jy net die persoon begin agtervolg en jy begin die persoon dreig met dit en die en daai en dan daar's daadwerklike geweld. Nou dit is gesinsgeweld. Goed, nou die verantwoordelikheid van 'n regspan of 'n regsverteenwoordigheid in hierdie verband. Ek meen, wanneer 'n saak nou so lyk, jy weet, watter verantwoordelikheid lê daar by so 'n regspan om vir hulle kliënt dan die beste moontlike raad te gee? Nou mense moet verstaan, baie keer gee jy vir jou kliënte die beste moontlike raad. Jy gee vir hulle 3 of 4 opsies en jy sê ek sou hierdie opsie volg. Ja. Maar hulle kan vir jou sê nee, volg opsie 1. En as opsie 1 nie teen die wet is nie en jy het vir hulle gesê maar luister, ek dink nie is 'n goeie idee nie. En as jy nog steeds so gaan voort, dan as jy nog die mandaat aanvaar, is jy gebond om voort te gaan met. So, die regspan het 10 vir hulle 'n paar opsies gegee. En enigiets van gaan vir huweliksberading tot en met dit en hulle het gesê nee, ek soek daai opsie. So hierdie soort sake kom gereeld voor, na aanleiding van dit wat jy vanoggend vir ons hier sê. Kom te veel voor. Waar mense net om vir mekaar kwaad is, hulle die regsproses gebruik om 'n ander persoon 'n les te leer. Hulle noem dit lawfare. Hulle wil die regsproses gebruik om vir daardie persoon te krenk, om vir daardie persoon te intimideer. So wat is die belangrikste raad wat jy vir mense kan gee wat miskien, jy weet, kom ons stel dit so nie dat 'n mens hoop dat so iets ooit met enigiemand gebeur nie, maar miskien so 'n stukkie raad vir die toekoms, jy weet, veral wanneer daar miskien kinders ook betrokke is in hierdie proses. Ja, dis waar dit moeilik raak. Dis reg waar dit moeilik raak want die kinders is wat soos die ou gesegde when the elephants to battle the grass gets trampled. En dis altyd die kinders. Dis baie moeilik om die kinders uit te hou want hulle is daar, hulle bly in dieselfde huis. Wat is die raad wat ek vir mense kan gee is jy kan skei op 'n mooi manier. Al het lelike goed gebeur. Jy kan nie verander wat in die verlede gebeur het nie, maar jy kan die toekoms beter maak deur nog steeds soos om eties te werk te gaan met 'n etiese prokureur en hopelik het jy 'n etiese prokureur aan die ander kant en dan is daar die minimale ontwrigting en pyn vir die ander kant. Ek dink dis 'n baie belangrike ding om in gedagte te hou, jy weet, en ek dink mense vergeet dit baie dikwels as gevolg van die feit dat 'n mens bewus is daarvan dat 'n egskeiding baie emosioneel kan wees. Shanu, baie dankie vir jou kennis wat jy vanoggend weer met ons kom deel het. Ons gesels weer in die toekoms. Ek hoop so, lekker dag vir jou verder. Baie dankie. Goed, jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Onthou om ons gerus te gaan volg op ons sosiale media platforms en dit sluit nou onder meer Facebook en Instagram in, want daar kan jy op hoogte van sake bly. Jy is ook welkom om 'n draai op ons YouTube kanaal te gaan maak, om weer na enige interessante gesprekke te gaan kyk en te luister. In hierdie stadium hoop ek, jy het jou tweede koppie koffie in jou hand, want jy moet bly net waar jy is. Ons is net hierna terug met sport. Dis Goeiemôre, Good Morning. Hyrox groei wêreldwyd teen 'n ongelooflike tempo en dit gebeur hier in Suid-Afrika natuurlik ook. Suid-Afrikaanse atlete wys ook hulle kan met die heel bestes meeding. Jean-Marie Herbst en haar spanmaat Pieter Smith het onlangs by die Hyrox Wêreldkampioenskappe in Stockholm in Swede indrukwekkende uitslae behaal. Jean-Marie het boonop 'n persoonlike beste opgestel en was die beste Suid-Afrikaanse vrou in haar afdeling, terwyl sy en Pieter ook die beste SA span was wat daar deelgeneem het. Julle twee baie welkom by ons, lekker om julle saam met ons te hê. Kom ons gesels eerstens oor die standaard wat julle oorsee gekry het. Verduidelik vir my, hoe weeg dit op teen Suid-Afrikaanse standaarde? Kyk, ons moet weet, daarso neem ons deel teen die wêreld se bestes. Ja. So, die tye wat hulle daar opgesit het in vergelyking met ons, is nogals heelwat vinniger. So hier in Suid-Afrika waar ons voel, ons is op 'n goeie standaard, die wêreld se standaarde is ongelooflik hoog. En elke jaar raak dit beter en beter en beter. Almal oefen harder, hulle raak vinniger, kompetisie is meer, so ons is baie dankbaar om daar te wees en te kon kompeteer teen hulle, maar ons het nog 'n hele klompie werk om voor te lê. Ek wou nou net vir jou vra, Jean-Marie, wat gaan dit vat om
op 'n plek te kom waar ons in die top 10 of top 20 kan opeindig. Dis ek dink Pieter het dit nou die dag baie mooi gestel. Hulle doen dit vir 'n lewe waar ek's bevoorreg. Ek is semi amper daar. Sien nie. Pieter het nog 'n werk. So hier in Suid-Afrika ons probeer sport en werk nog saam doen. So dit gaan nog tyd vat. Dit gaan tyd vat. Heel duidelik is dit kan gebeur en dis 10 teen 1 op pad. Vat net vir ons terug en verduidelik net vir ons kykers wat nou nog nie verstaan hoe Hyrox werk, presies hoe dit werk nie, Pieter. So Hyrox is 8 stasies, 9 stasies en tussen elke stasie, 'n stasie is 'n 1000 meter ski of 'n 50 meter sled push of 50 meter sled pull. Daar is elke keer 'n beweging tussen die stasies en elke hardloopstasie is 'n kilometer ver. So jy hardloop 'n kilometer by 'n volgende stasie. Yes. Elkeen van hulle is die groot ding wat mense kop so bietjie laat induik is hoe oefen mens vir so iets, want daar's aerobiese werk wat daarmee saamgaan en dan is daar anaerobiese werk en dan natuurlik kragwerk. Hoe kry mense dit alles bymekaar? 'n hele dag se oefening. So eenvoudig soos dit, nee, dis al wat dit vat. Baie eenvoudig. Ek voel as jy sterk is in hardloop, is jou kop 50% deur. Dit is 50% se hardloop, maar jy moet ongelukkig krag ook hê. Veral die kategorie waar ons is, so 'n bietjie swaarder gewigte. Maar ja, daar's 'n fyn balans wat jy gaan moet handhaaf. Dis tot 'n mate toe eintlik soos driekampatlete oefen. Jy moet blokke oefen, nie waar nie. Hoe doen julle dit? Hoe deel julle dit op, Pieter? So ek dink wat ons probeer doen is ons probeer fokus op elke een individueel. So ons sal ons hardloop daai en dan sal ons krag daai en dan tot en met 'n mate teen die einde van die week dan sit jy alles bymekaar. So 1 of 2 keer 'n week doen jy 'n hardloop spesifieke workout, as dit so kan noem, en jy doen compromise running. So jy sit 'n sled push of 'n burpee saam met hardloop om seker te maak jy kry daai bewegings en alles agter die knie, saam terwyl jy moeg is. Wat het jou laat begin met Hyrox? Ek het 'n hardloop agtergrond, so ek kom van landloop en atletika. Goed. En ek het CrossFit begin en ek het gedink toe Hyrox uitkom, hierdie is die perfekte mengsel wat by my gaan pas. Vertel vir ons van jou hardloop daar. Wat was jou beste vertonings? Waarop is jy trots? Ek het 2010 het ek gekwalifiseer vir wêreldkampioenskappe in cross country. Landloop, skus my Engels. En dan hoogtepunte, ek het 'n komritsslag gemaak, Pieter ook. So ja, dit was die hoogtepunt van my hardloop was Uitstekend. wêreldkampioenskappe. Vertel vir ons van die Comrades en net so terloops. Hoe was dit? Yes, ek het dit in 2022 gedoen en dit was die opwaartse een. Groot ondervinding. Ek het voor dit verder wat ek gehardloop het was 'n maraton. Nooit verder as dit gehardloop het. En toe ek by Comrades kom, toe ek na die maraton, na die 42 kom, toe besef ek hierdie is 'n plek waar ek nog nie voorheen was nie. Maar ek dink dit is ook wat ons so lekker 'n span maak. Is ons altyd se koppe sterk. Ja. Ons is nie daar om net deel te neem nie. Ons probeer elke keer verbeter en ja, vertrou in mekaar. Julle neem nou weer in Augustus deel in die Kaap. Vertel vir ons daarvan asseblief. Ons wil graag weer kwalifiseer vir die 2027 seisoen se wêreldkampioenskappe. En hoe doen mense dit net so terloops? Hoe kwalifiseer mens? Jy moet eerste kom in jou kategorie. Ongelukkig in Suid-Afrika is dit net die eerste posisie. Ons was nou onlangs in Johannesburg was ons tweede met haarlyn fraktuurtjie. Ag, Maar ons sal hom weer probeer. En as julle nou voorberei vir so iets spesiaal omdat daar nou so effens 'n hartbreek was, is daar druk daarbey saam? Want dit is net eerste plek wat gaan. Ja, daar is druk daarbey saam. Ek dink tog op die einde van die dag, ons probeer dit nog geniet ook. Ja. Oor dat dit nie ons voltydse werk is nie, probeer ons nog steeds 'n afstand hê tussen ons wil dit doen vir onsself of ons wil dit doen vir ander mense en ons is nog in die plek waar ons dit graag vir onsself wil doen en dit geniet en elke oomblik same doen en ja, Pret hê. yes. En kompeteer. En Wat kompeteer. nie altyd maklik is nie. Somstyds raak mense so effens deur mekaar tussen die twee, né? As iemand hierna kyk en hulle dink hierdie klink asof dit kan lekker wees. So, wat stel jy voor? Waar begin mens met Hyrox? En hoe begin jy oefen vir hom, Jean-Marie? Soos ek sê, as jy kan hardloop, jy moet 'n goeie aerobic base hê. Jy moet daai fondasie bietjie bou, hardloop fiks word. Die res van die stasies
kom makliker. Dit is jy kan daai fyn detailtjies later aan begin hardloop. So, jy het dit gehoor hier by ons, begin hardloop. Seker 'n goeie manier om te begin. Daar's heel duidelik strategie wat daarmee saamgaan. Toe ons gepraat het, jy praat byvoorbeeld van as mens van hier af gaan kus toe, dan jy 10% meer rooi bloedselle, jy haal makliker asem en mens kan vergeet dat jy harder kan hardloop by die kus. Wat is die strategie vir julle wat dit aanbetref? Hardloop mense die eerste kilometer hardloop jy middelhard, waar val daai strategie, Pieter? Kyk, ek dink ons het nog nie die vinnig hardloop in die begin afgeleer nie. Ek self is iemand wat wil dadelik hard begin en Johan wil my so nou en dan sê sy vir my net bietjie stadiger, anders brand die mense uit. So ek dink is maar hoe meer jy dit saam doen, saam met iemand, hoe beter leer jy jouself ken en as jy individueel dit doen, hoe meer jy dit simuleer, hoe beter gaan jy opverstaan wat kan jy as 'n atleet doen? Wat is jou kapasiteit? Kan jy vinnig begin? Moet jy stadiger begin? So op die einde van die dag is repetisie en dan gaan jy jouself beter leer ken. Wat sê jy? Dit vat baie van my om vir hom te sê, gaan 'n bietjie stadiger, want ek is ook geken as iemand wat uit daai blokke uitspring. Almal sê vir my, fokus, moenie te vinnig uitgaan nie. Ek gaan vinnig uit. Ons voorheen het altyd gepraat van kaarte. Jy het 'n pak kaarte wat jou energie verteenwoordig en jy gee hulle net weg as jy regtig moet. Maar dit kan nie maklik wees nie want spesiaal in daai eerste een, daar's adrenalien, jy's op, jy wil deelneem, jy wil kompeterend wees. Veral op die wêreldsvlak. Ja. As jy in daai tonnel staan saam met hierdie amazing atlete wat jy op televisie sien en nou is jy in die tonnel saam met hulle, daai adrenalien is op 'n ander vlak. Wel, sterkte vir julle. Hoe dink julle gaan dit gaan in Kaapstad? Wat sien jy in die vooruitsig? Kyk, ons albei oefen hard, ons doen ons deel, ons gesels met mekaar, ons het 'n strategie. So ons gaan ons heel beste doen. As dit beter is, dan is ons baie dankbaar. As dit nie beter is nie, dan vat ons dit weer vir die volgende een. Julle het baie druk. Ek hoop die beste vir julle, sterkte vir julle en wel gedaan. Lekker om julle saam met ons te gehad het. Baie dankie. Dan sê baie dankie. Dis dan Hyrox en Suid-Afrikaanse kampioene wat hier by ons in die ateljee kuier. Volgende gesels ons oor Mandela Dag en ons praat oor baie wonderlike cuisine. Dis net hier op Goeiemôre, Good Morning. Bly waar jy is. This Mandela Day, history, hospitality, and world-class cuisine come together for a truly unique experience. From Kruger's Kitchen to Madiba's Table is an exclusive 6-course dining event hosted at Sanctuary Mandela, the former home of Nelson Mandela, in collaboration with Kruger Shalati and acclaimed chef Wandile Mabaso. Joining us is Operations Manager at Sanctuary Mandela, Sally Ann Grinter, to tell us more about this remarkable celebration of Madiba's legacy through food, storytelling and community. Goeiemôre, good morning, and thank you so much for joining us. Good morning, Elsa. Baie dankie dat ek op die program kan wees. Goed, so wat kan mense van hierdie geleentheid verwag? I'm going to switch over to English if it's okay. Yes, of course. We have got 3 remarkable chefs joining together, and they are taking African cuisine as well as flavors that Madiba enjoyed and reimagining it into a modern presentation and enjoyment for guests. And why did Sanctuary Mandela decide to create this experience specifically around Mandela Day? We've got 3 activations this month. We've got education, we've got period poverty, and then skills development. And this activation is completely designed around skills development. So we're bringing 3 chefs together who then, with their teams, train the younger team members. Now, the dinner brings together Sanctuary Mandela, Kruger Shalati, and Chef Wandile Mabaso. How did this collaboration come about? So Kruger Shalati and Sanctuary Mandela is under the umbrella of the Motsamai collection. So we almost stepsisters, if you can call that. And Chef Wandile wanted to bring something back
and give back in terms of skills development. So he approached us and asked us, do we want to have a celebration of Madiba's life together? And also with the Kruger turning 100 this year, we felt it very fitting to bring the three elements together and create an amazing dinner experience for guests. And the event takes place inside Nelson Mandela's former home. How does that setting change the experience compared to a traditional fine dining event? I think normal fine dining restaurants has got very limited offerings. You come, you join, you have fun. With Sanctuary Mandela being Madiba's former home during 92 to 98, we have elements of the home that was left intact. And we bring the lesser known parts of Madiba and we let people know about the man. Everyone knows him as the president, this remarkable guy, and a person that went to jail for 27 years. But they don't necessarily understand that he had a love for his family. He had love for dining with people. He would often invite Ahmed Kathrada, for instance, to come and join him for lunch. And he didn't enjoy having lunch and dinners by himself. So the history, the elements, it just all comes together where people can learn a little bit more about Madiba. Mm-hmm. Well, guests will enjoy a 6-course menu inspired by Madiba's life and South Africa's landscapes. So without giving away too much, what can diners expect? Well, there's a few elements from the Kruger. Chef Vusi brings a lot of the indigenous plants into the meals. Chef Wandile has done extensive research around the flavors that Madiba enjoyed. There are some peri-peri prawns, which pays homage to Mam Grasa. And then, of course, Tata Madiba enjoyed oxtail a lot. So there will be some elements of oxtail, prawns, and indigenous plants. It sounds lovely. The event also includes a heritage tour before dinner. Why was it important to combine storytelling with the meal itself? Once again, being in the home, to learn a little bit more and open the conversations and the dialogue and for people to enjoy who he was. It's a celebration of his life. So we have to build on his legacy and pass it on for future generations. Shared tables are a key part of the evening. What atmosphere are you hoping that creates among guests? You know, in our fast-paced life at the moment, people just live past each other. There are no connection. And to open the dialogue, especially in a space like this, where very important conversations were had in the past, it opens the platform where people can reconnect and have meaningful conversations with each other. And with the history and the storytelling that we bring in, we feel that it will open up the various conversations and people reconnecting with each other. Absolutely. Now, Kruger National Park celebrates its centenary this year. How does that milestone tie into the themes of the event? Madiba was an advocate for the preservation of nature and youth. He would have been 8 years old when the Kruger National Park was established, and he loved the park a lot. He often went there for an escape. And we think with the Kruger National Park and what the Kruger Shalati will be bringing in November, there's a secret element that will be revealed during the dinners. It'll just be a good celebration together.
And finally, for anyone looking for a meaningful way to celebrate Mandela Day, why shouldn't they miss this experience and where can they book? Excuse me. I think this is going to be a once in a lifetime experience. I believe that with the three chefs, the history, the dialogue, the meaningful flavors behind every dish, I think it's definitely one of the dinners you can't miss. And guests can book directly on our website, which will take them to a link to Dine Plan. We have got a booking system or restaurant link on Dine Plan itself, or they can just give us a call at Sanctuary Mandela. Sally Ann, thank you so much indeed. So bly gerus waar julle is, want ons is net hierna terug en dit met 'n bietjie musiek. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Onthou ook om 'n draai op ons YouTube kanaal te gaan maak om na enige van ons in diepte gesprekke te gaan kyk en te luister. Ek dink Pieter is tans in die kombuis besig om sy 3de koppie koffie te maak. Hoopelik bring hy vir my ook een saam sodra hy terug is hier in die ateljee. Dit volg net hierna saam met Christian Baartman. Bly gerus ingeskakel, ons is nou weer terug. Ons is vanoggend bevoorreg om die talentvolle Christian Baartman weer by ons in die ateljee te hê. Maar voordat ons gaan gesels, is dit tyd dat hy ons bederf met sy splinternuwe enkelsnit, Zaan skiet sy droombok. Die doel van 'n man sekere dade, 'n heilige vuur wat veg om te brand. Die wêreld begin ons nie meer die stilte nie, maar is 'n stilte waar God met my praat. Dis waar waarheid weer sin kan maak. Zaan skiet sy droombokke, Zaan skiet sy droombokke, al van kinderjare het hy bol voor sy loop. Zaan skiet sy droombokke, Zaan skiet sy droombokke, hier in die bosvelde word sy droom voltooi. Bloed en vlees word ons grondsig eien, en zweet en stof word ons lewe gebou. En daar's 'n groter daad as net in die oomblik van die veld gee niks vir die wat dit nie verdien nie. Ja, man moet groei tot waar hy staan. Zaan skiet sy droombokke, Zaan skiet sy droombokke, al van kinderjare het hy 'n bol voor sy loop. Zaan skiet sy droombokke, Zaan skiet sy droombokke, hier in die bosvelde word sy taak voltooi. Durf en daad en grondse saad vind waarheid vier sy woord. Die roeping staan voor elke deur om God se wil te loop. Dis waar die kranse vir my roep, waar die son vir my kom groet. Zaan skiet sy droombokke, Zaan skiet sy droombokke, al van kinderjare het hy bol voor sy loop. Zaan skiet sy droombokke,
sy droombokke hier in die bosveld word sy taak voltooi. Saans skiet sy droombokke, saans skiet sy droombokke, al van kinderjare het haar 'n bol voor sy loop. Saans skiet sy droombokke, saans skiet sy droombokke, hier in die bosveld word sy taak voltooi. Christian Baartman, daar sy. Ja, baie. Maak sê gou weer daai ding. Nee, my vriend. Dankie Christian Baartman, dit was nou lekker. Kyk, dis so lekker vroeg in die oggend want jy kan hom nou laag sing. Ek kan hom laag, gewoonlik as ek hom live sing, moet ek hom 2 tone hoër sing. Skiet sy. My vriend, kry jouself gemaklik en baie dankie dat jy ons weer eens kom bederf het met so 'n lekker vars nuwe enetjie Kyk nou net daar, nee. Tipiese styl weer daar uit jou pen uit. Uit my pen en my pens. Ai man, ja. Klein Christian met sy groot gitaar vandag hier saam met ons. Nou ja, ek meen dis jagseisoen, dis dit en jy kom uit met 'n liedjie so Zaan skiet sy droombokke uit, die verwagting van dis nou weer 'n jagliedjie of Ja, nee. Maar ek meen, wat is die eintlike hart van hierdie lied? Ek het 'n baie goeie vriend van my wat nou die dag toe skiet hy sy droombok. Jy weet, en die interessante deel van die storie is toe hy 'n kind was, toe het hy die bok gesien en hy het vir sy pa gevra, kan ek hierdie bok skiet? En sy pa het vir hom gesê, broer, jy gaan nooit genoeg geld hê om hierdie bok te skiet nie. En toe omtrent 30, 35 jaar later, toe kry hy die geleentheid om hierdie bok te skiet en hy betaal dit toe nou en toe besef hy alles wat hy gedink het belangrik is toe hy kind was, het hy bereik. Wow. Hy het 'n huis vir sy kinders, hy het 'n vrou, hy hou hulle veilig, hy kan vir almal sorg en hy het sy droombok geskiet. En dit was net so, hy het teruggekyk en hy het 'n oomblik gehad in sy lewe waar hy kon terugkyk en sien hoe die Here se hand so omgelei het oor sy lewe. Jy weet, jy dink gewoonlik jy's nie op 'n goeie plek nie in die lewe. Die lewe is nie noodwendig reg nie en dan het jy net so nodig om terug te kyk en dit gebeur gewoonlik in die bosveld. As jy net so 'n bietjie rustig raak en want soos ek in die song sê ek, jy weet, die wêreld gun ons nie meer stilte nie. Jep. Jy weet, alles is chaos, is ChatGPT en is flippin radio en is skuld en alles wat moet gebeur. En dis min dat ons kan stil raak. En ek dink die bosveld is 'n belangrike plek om te kan wees of jou bosveld, wat ook al dit is. Ja. Om 'n bietjie te reflekteer en terug te kyk en te sien waar jy is. Maar baie dankie dat jy dit ook so mooi vasgevat het en ek meen die viool, ek neem aan is my Skeppel. Ja, dis natuurlik Skeppel, goeie pel van ons het al vir jare wat ons sê ons wil saam iets doen. En toe nou die dag toe sê ek van Boeta, ek het 'n bottel whisky by my, so ek kan kuier. Toe laat ek hom sommer speel. Maar ek meen dit het 'n beduidende rol gespeel in die vibe van die liedjie ook eerder as wat 'n gitaar byvoorbeeld dit sou doen of so. En weet jy wat vir my lekker is net ek dink is nou al 25 jaar wat ek vervaardig. Nog nie aan die begin het jy soort van 'n bietjie gehelp, akoestiek dingetjie, maar ek's nou op 'n punt waar ek alles van begin tot einde alles self doen. Lekker. En ons het gesit en ek weet dit dis net vir die wat net 'n bietjie meer musikaal tegnies is. Ons het 6 bewegings. Soos in die ou dae wat jy 'n klassieke musieke beweging gehad het. Ja. Ons het 6 bewegings wat met die viool gebeur. Aan die einde dan sit ons al 6 bymekaar. Wow. En hulle speel in harmonie met mekaar. En jy weet, en daai was vir my so lekker om saam met iemand so Skeppel te werk wat bereid is om saam met my daai kans te vat, want baie van die klassieke musikante soekie bladmusiek en hulle wil sien hoe dit wiskundig sin maak en hulle sê, dit gaan nie werk nie, ek dink ek gaan dit speel nie. Niks teen dit nie, dis 'n ambag op sy eie. Maar Skeppel is bereid om te gaan en te sê, ja, kom ons vat 'n kans. En dit het so mooi bymekaar gekom. Ag, ek smal van my man. Proof is in the pudding. Maar luister, synde dat jy nou hier is oor Zaan skiet sy droombok. Ek wil net 'n bietjie kyk, hoe ken jy jou voetspore? Nee, maar onthou, ek net 'n caveat, ek het ADHD en disleksia, nee, so Okay, maar waar sal ons begin? Watter lyntjie sien jy die beste? Die boonste, die middelste of die onderste? Kom ons kyk waar so is nou. Daar's 'n stoel daar aan die pad. Onder regs onder is die kudu. Nee, stadig, ek begin bo. Ag nee. Hier bo op my skerm. Kyk na my kant toe. Jy kyk aan die oorkant se skerm. Ja. Daar links bo. Wat se een sê jy is daai? Genade, ek ken nie hierdie goeie so goed. Links bo. In die middel? Daai is 'n kudu. Nee. Nee, Eland? Nee. Impala? Wie het gewen Saterdag?
Blou flip. Die springbokke. Ag, Die springbokke in die middel. Maar dit was die bulle want die Seekoeilis. meeste springbokke is ja, daai is 'n seekoei. Daai is baie interessant hier in heel regs Is bo. daai 'n zebra? Wat is dit? Nee, dit is nie maar. Jy's reg, dis 'n zebra. Ja. Dis 'n zebra. Alraai, wat het ons hier in die middel? Daai, joh, ek wil sê dis 'n leeu. Dis 'n leeu, jy's reg. Ding. Daai ene in die middel. Daai is seker 'n luiperd. Okay, nee, maar daai is 'n jagluiperd en daai is 'n luiperd. Jy slaag die toets. Okay. Nou ja, toe, dankie. Dit is alwaar vir ons tyd het. Dankie dat jy ook saam gekuier het. Kyk uit vir Zaan skiet sy droombok. Tot môre. Lekker dag.